So wanneer ons kyk na geloof, dan is dit belangrik vir ons om in ons eie lewe te gaan evalueer wat dit is waarop ons ons vertroue stel. Want geloof gaan op die einde van die dag oor vertroue. Die hele gedeelte in Hebreërs 11 gaan oor vertroue. En dan gaan hierdie geloof natuurlik oor die verlede, dit gaan oor die hede en dit gaan oor die toekoms. En al drie hierdie tydperke van die mense wat natuurlik vasgevat word deur hulle geloof in die Here. Geloof is om te glo in dit wat jy nie kan sien nie, om te vertrou op dit wat jy weet. So hoe gaan ons in geloof glo op iets wat ons nie kan sien nie? Nou baie mense verstaan hierdie versie nie baie goed nie, want hierdie versie gaan nie daaroor dat jy skielik in die geestesrealm dinge kan sien of dinge kan sien waar ander mense nou nie kan sien soos baie mense beweer nie. Wat geloof nie kan sien nie, is die skepping wat aan mekaar gesit is heel in die begin. Die skepping is deur God se woorde geskep. Uit niks uit nie, het God geskep. En daarom wanneer die skrywer dan sê dat geloof kan sien, dan beteken dit, daai sien, daai vooruitsiende deel van ons geloof, kom van die geskiedenis af. Dit kom wanneer ons weer terugkyk, en dit is wat vers 3 vir ons wil sê. Dit gaan terug na Genesis 1 tot 6 of 7. Dis waar geloof leer om te kyk. En geloof leer kyk wanneer ons sien hoe die Here die aarde gemaak het. Die uitspansel getuig van die grootheid van God se werk. Die uitspansel, die kinders wat gebore word, die mense, die lewe, al die delikaatheid in die lewe wat deur die Here in stand gehou word. Alles wat ons geloof omvou, ons as mense aan die gang hou, God se genade, leer ons van wie God is. En hoe meer ons God sien, hoe meer kan ons geloof sien wat in die toekoms gaan gebeur. En Paulus skryf daarvan as hy sê ons hoop. Die Hebreërs skrywer praat ook van hoop. Paulus praat daarvan in Romeine 5, dan sê hy swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof, egtheid van geloof kweek suiwer hoop. Want hoop beteken om iets te sien wat nog moet plaasvind. En al hoe jy dit kan doen in die geloof, is as jy reeds sien wat plaasgevind het. En dan kan jy sien sonder jou oë, skryf die Hebreërs skrywer. So vir ons beteken dit as ons gebuk is onder druk, as daar dinge is wat baie sleg is vir ons, as die wêreld lyk soos hy lyk, met al die oorloë en al die oorloë vind plaas en die wêreldekonomie is te mekaar en ons invoere en uitvoere is te mekaar en ons moet op die einde van die dag aan die kortste end trek. Dan moet ons een ding onthou, en dit is dat ons geloof altyd gekoppel bly aan God. Geloof word net vir jou 'n werklikheid wanneer jy 'n persoonlike verhouding met die Here het. As jy nie 'n persoonlike verhouding met die Here het nie, gaan jy dit nie verstaan nie. Gaan dit nie vir jou sin maak nie. Gaan dit jou nie raak nie. Gaan dit jou nie affekteer nie. Gaan jou lewenswyse nie anders wees nie. Gaan jy maar voortgaan met jou ou sondige lewenspatrone. Maar wanneer jy geloof het in die Here Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan het, gaan jou lewe verander. Jou ingesteldheid gaan verander, jou optrede gaan verander, jou denke gaan vernuwe, die manier hoe jy met mense werk gaan anders wees, want dan sien jy die werklikheid van Jesus se wederkoms wat nog moet plaasvind. En Paulus het dit baie goed verstaan, want in al sy briewe sê hy vir hulle, ons kyk uit na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Julle hoop is op hom, dat hy terugkom. En al hoe jy dit gaan raak sien in die toekoms, is wanneer jy terugkyk en jy sien dat Christus reeds op aarde was. Jy sien dit in die woord van die Here, word dit beskryf. So as die Hebreërs skrywer hulle terugvat, is daar 'n paar persone wat die skrywer na verwys. Die eerste een is Kain en Abel, en hy sê Abel se offer was deur die Here aanvaar, want Abel was in sy hart opreg. En dit kan ons leer as ons dit raak sien, dat ons ook in ons geloof iets moet sien van ons eie geloof. Ons eie geloof van die verlede. Hoe was jou verhouding met die Here
die afgelope tyd tot waar jy vandag is? Is daar momente in jou lewe wat jy na kan kyk en sê, hier kan ek sien dat die Here by my was. Hier het ek die Here ervaar, hier was ek naby God en so aan. Die tweede naam is Henog. Henog was op 'n dag nie meer daar nie, lees ons in Genesis. Die Here het hom net weggeneem. So tevrede was die Here met sy lewe gewees. En dis die tweede persoon waarna die skrywer verwys en sê, as jy hom raak sien, dan moet jy mos begin besef dat God in mense se lewens ingryp. Die volgende persoon na wie hy verwys is Noag. Omdat Noag geglo het, het hy voortgegaan en hierdie ark gebou. En sy geloof was juist die veroordeling vir die ander mense. Met ander woorde, die feit dat hy gehoorsaam was, het beteken hy glo wat God sê. Sonder dat hy die vloed gesien het, sonder dat hy enige iets gesien gaan gebeur, het hy geglo dit sal gebeur, want God sê dit. So hy het gesien hoe God se belofte in sy leeftyd waar geword het. Daarom is daar oor hom geskryf. Dan word daar geskryf verder oor Abraham, die vader van geloof. Abraham moes alles los en hy moes trek na 'n land toe wat hy nie geken het nie. Hy moes in geloof gaan. Hy moes gegaan het sonder dat hy geweet het dit is waar dit op die kaart is. Dis hoe dit gaan lyk. Dis hoe ons gaan oorleef. Hy het niks geweet nie. Dit was 'n reis in die onseker toekoms in. Maar omdat hy geglo het, het hy op God vertrou. Abel het op God vertrou. Henog het op God vertrou. Noag het op die Here vertrou. Abraham het op die Here vertrou. En daarom het Abraham ook sy eie seun gevat om geoffer te word toe die Here dit vir hom sê, want hy het geglo en vertrou dat die Here vir hom sal voorsien. Isak was die belofte gewees, maar tog gee die Here vir hom die vreemde opdrag om hierdie belofte wat waar geword het te gaan offer. En dan kom die Here en hy voorsien. In Isak se plek gee hy die ram as 'n vooruitwysing vir die Christus wat in ons plek geoffer gaan word. So Abraham het iets gaan doen sonder dat hy geweet het wat die implikasie gaan wees. Maar omdat God so gesê het, het hy dit in geloof gedoen. En dit is vir ons net so belangrik vandag dat ons in ons lewe moet sien wat God sê. As die Here sê ons moet mense lief hê, al is hulle ons vyande, moet ons dit doen. As die Here vir ons sê, ons moenie leef soos die mense van die donker nie, ons moet leef soos mense van die lig. Ons moet sekere dinge in ons lewe doen wat wys dat ons God se kinders is. Dan moet ons dit in geloof doen. As die Here vir ons sê dat daar 'n ewige heerlikheid wag en 'n ewige lewe, dan moet ons dit glo en ons moet so leef. Ons kan ons nie gaan skuldig maak in die dinge van die wêreld nie. Dan gaan ons onsself die ewige lewe beroof, omdat ons nie geglo het nie. Omdat ons nie vertrou het dat die Here ons gaan red nie. En dan moet ons lewenswyse daarbey aansluit. Ons moet met ons mond glo en met ons hart moet ons glo. En met ons mond moet ons bely. En met ons dade moet ons dit wys. Ons dade gaan verklap of ons God vertrou. Of ons glo dat dit wat God sê die waarheid is. En of ons moet hom gaan twis, of ons met die Here gaan stry oor dit wat in die Bybel staan. Want ons leer in geloof sien wanneer ons die Bybel lees. En wanneer ons die Bybel lees, leer ons om te sien. En wanneer ons kan sien, dan weet ons wat om te doen in ons lewe. Maar vir baie mense is die Bybel nie belangrik nie. In vandag se tyd het die Bybel afgevaardig geword vir baie mense. Is die Bybel nie meer die enigste rigsnoer nie? Is die Bybel net daar vir gerief? Is die Bybel net daar 'n deel van iemand se lewe? Maar is die Bybel nie meer bepalend nie? En op so 'n manier kom die duiwel in mense se lewens in en vat hierdie vertroue wat die Here van ons vra weg. Vat hierdie volharding wat van ons gevra word weg. Val ons maklik in by die wêreld en doen ons maar die wêreldse dinge, sonder dat ons glo wat die implikasie gaan wees as ons daarmee gaan volhou. Abraham het geglo, omdat Isak geglo het. Jakob en Esau het geglo. Hulle het op die Here vertrou, omdat Jakob en Isak geglo het en Esau geglo het. Josef lees ons ook van in die lys. Josef het geweet daar gaan 'n uittog plaasvind, omdat Moses geglo het, lees ons in Hebreërs 11.
het hy besluit hy wil nie status hê by die Egiptenare nie. Hy wil nie deel wees van hulle hy wil nie 'n kleinseun wees vir die farao nie. Hy wil eerder gehoorsaam wees aan God. Moses het weggetrek in die onbekende. Moses se ouers was gehoorsaam. Hulle het hom vir 3 maande weggesteek omdat hulle geglo en vertrou het. En dit bring my en jou by ons eie geloof. Nou dat ons al hierdie geloofshelde sien, sê Hebreërs 12. Al hierdie geloofshelde is soos 'n skare wat op 'n paviljoen sit en ons aanmoedig om te volhard. Kom ons kyk na ons eie geloof. Ons kyk na ons eie verhouding met die Here. Doen ek dit wat ek glo? Leef ek my geloof uit of nie? Want as ek my geloof uitleef, gaan ek die karaktereienskappe van ons Here Jesus Christus in my lewe wys. Of leef ek nie my geloof uit nie? Of wat is my geloof vir my? Is geloof iets wat ver is? Is dit 'n dagstuk boekie in die oggend en 'n gebed en dan die res van my dag soos ek dit wil inrig? Is dit in my privaat lewe breek ek los van die kerklike normes en van die Bybelse normes en gaan leef ek soos ek wil? En pas my geloof iewerster in my skedule in? Is my geloof maar deel van nog iets in my lewe soos ontspanning vir my is of sport vir my is of my gesin vir my is? Of is my geloof die sambreel wat bo alles is? Want wanneer geloof net een aspek van my lewe is, dan het ons nie regtig tyd vir die Here nie. Dan beteken ons geloof ook eintlik niks. As ons dit sien as deel van een van my dissiplines, dan is ons niks anders as die New Agers nie. Wat ook maar praat van jy moet jou geloof aspek reg hê en hierdie aspek reg hê en daai aspek reg hê. Maar vir ons wat wedergebore kinders van die Here is geloof die begin van alles. Dis waar alles begin. Geloof sien in die donker. Geloof is die kruks van jou hoop. Sonder geloof kan jy nie hoop nie. Jy kan ook nie hoop hê as jy nie glo nie. Geloof is om God te ken. Om in 'n persoonlike verhouding met die Here te leef. So as jy sê jy het 'n geloof, moet jy vir jouself vra, wat sê die Here vir my van my lewe? Is dit wat ek nou doen, dit waarmee God wil hê ek moet lewe? Of kies ek my eie lewe? Is die Here tevrede met hoe ek my geloof uitleef? Want my geloof hang nie van my af nie. My geloof word bepaal deur God en wat God wil hê ek moet doen. Geloof is om God te ken. Geloof is 'n persoonlike verhouding met die Here. Ons hoor dit so baie. Maar baie mense is in 'n onpersoonlike verhouding met die Here. Dis ver. Ek hoef my nie te verbind nie. Ek hou myself op 'n afstand. Ek hou myself op 'n afstand van dit wat God wil hê ek moet doen. My persoonlike lewenswyse, my morele waardes, my etiek, my aksies, dit hoe ek elke dag leef, doen ek op 'n afstand. Ek hou God op 'n veilige afstand. Baie mense doen dit. Want die uitdaging om te verander is vir baie mense 'n probleem. Want die oomblik as jy God in jou lewe innooi, veronderstel dit verandering. Verandering van lewenswyse, verandering van ingesteldheid, verandering van gedagtes, verandering van hoe jy met mense praat, 'n verandering van hoe jy jou gedra. Alles verander. Maar vir baie mense is dit 'n bedreiging want God is dan te naby. God is dan te naby. Kan nie meer maak wat ek wil nie, ek kan nie meer dink wat ek wil nie, ek kan nie meer doen wat ek wil nie. Want ek moet rekenskap gee aan God. En Paulus herinner die gelowiges in 1 Korintiërs 5 ook, sê hy vir hulle, 2 Korintiërs 5, julle moet een ding onthou, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, ons oog is op die onsigbare. Die sigbare dinge gaan verby, vriende gaan verby, dinge van die wêreld gaan verby, genietinge van die wêreld gaan verby, alles wat mense in hierdie wêreld belangrik ag gaan verby. Maar ons oog moet gerig wees op die onsigbare, God, wat die aarde gemaak het, wat uit niks uit en iets geskep het ook die lewenslig in ons ingespreek, 2 Korintiërs 4. Dieselfde skepingswoorde het God in elkeen van ons ingepraat.
En daarom moet ons besef, ons het hierdie groot verantwoordelikheid, dat wanneer ons sê ons God se kinders is, ons vertroue dit moet wys, ons geloof dit moet wys. Want elkeen van ons gaan voor die regterstoel van God verskyn, skryf Paulus, of jy nou goed gedoen het, en of jy nou sleg gedoen het. In Hebreërs 12 lees ons, hou jou oog op Jesus, hy is die begin en die volëinder van jou geloof. So as jy twyfel, as twyfel inkruip, as jy onseker is, as jy begin wonder oor jou toekoms, as daar dinge is wat nie meer vir jou sin maak nie, as dit vir jou voel of die wêreld nie meer sin maak nie en alles op jou indruk, dan moet jy onthou, Jesus Christus is die begin van jou geloof. As jy hom sien, dan sien jy God. As jy hom hoor, dan hoor jy die Vader. As jy hom volg, is jy gehoorsaam aan God. En wanneer ons kyk na ons eie lewe, ons geloof, en ons begin krities dink oor ons geloof, dan is daar dalk 'n paar dinge wat ons moet afstof, elke liewe een van ons. 'n Klomp dinge wat ons dalk daar op die rak gesit het, wat ons verhou, wat ons weer bietjie nader moet trek in ons verhouding met die Here. Miskien 'n paar slegte gewoontes wat ons moet los. Paar slegte dinge wat ons doen wat ons sal moet stop. Dalk gedra ons op maniere wat nie vir God aanvaarbaar is nie. Dit mag nie so wees nie. Dit beteken ons moet verander. Op 'n ligter noot doen 'n dominee huisbesoek by 'n huis en hulle stap in en die mense haal 'n Bybel uit en die Bybel is vol stof. En die dominee sê vir die gesin, ek kan sien julle het lanklaas Bybel gelees, kyk al hierdie stof. Toe sê hulle, nee dominee, hy's vir jou, elke keer as jy kom besoek haal ons hom uit. So in baie van ons huise het ons Bybels dalk stof opgegaar. Ons gaan dit dalk nou nie vir die dominee los vir 'n besoek nie. Maar stof jou eie Bybel af. Lees wat God sê. Hoe meer jy lees, hoe meer gaan jy agterkom hoe sterk jou geloof is. Want jou geloof is so sterk soos die een in wie jy glo. Jy kry nie 'n sterker en 'n swakker geloof nie. Wanneer jy in God glo, het jy sterk geloof. Dan sien jy wat die Here doen. Dan vergeet jy van jouself. Jou eie oorsensitiwiteit, jou eie alles vergeet jy. En jy begin die Here raak sien. So kom ons hou die oog op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. En ons gaan so in hierdie week in. Ons maak die nodige aanpassings wat vir die Here aanneemlik is, Romeine 12. Nie vir onsself nie. En ons gee onsself aan hom as heilige offers.